Nee, dankie, nie vir my nie. Adele Reinders, 'n korter, volledige liefdesverhaal met 'n komiese kinkel van liefde tussen ouer karakters. Dit was einde September wat Stef Horak ook na die klein dorpie hier aan die voetheuwels van die Magalies verskuif het, Blombos. Miskien onthou julle vir Maritza van Blombos Requiem? Nou ja, Stef is haar pa. Stef Horak se lewe in Pretoria het verander, drasties. Stef moes uittreë, voordat hy sou aftree, want sy pos was geoormerk vir iemand anders. Departement Landbou en Veeteelt lyk nie meer soos toe hy destyds by die universiteit begin het nie. Om die waarheid te sê, geen universiteit in Suid-Afrika lyk meer soos wat hulle 30 jaar gelede daar uitgesien het nie. Vele departemente het gesneuwel, want die syllabusse het drasties verander. En hy is deur 3 jaar van pynlike verlies. Eers sy werk by die universiteit, toe is sy vrou dood op 58, sommer net so sonder waarskuwing. Sy maat, die een met wie hy die land wou plat reis en gaan langstaan met 'n karavaan na aftrede. Die een wat nie gepla was oor geremering en mooi lyk as hy haar in die swembad teen hom vasgetrek het nie. Hy mis haar elke dag van sy lewe. Daar sal nooit weer iemand soos sy wees nie. Toe sit hy sy huis ook in die mark, want die lompsom wat hy vir sy jarelange diens by die universiteit gekry het, gaan nie hou vir so lank as wat hy beplan om nog te leef nie. Hy is dan pas nou eers 60 en nog so sterk, soos een van die beeste wat hy soms daar by die universiteit sy eksperimentele voerkraal aan 'n horing moes gryp, as hulle nog dink aan drade breek. Stef is miskien nie so verskriklik lank nie, maar sy 5'11" lyf is steeds van spiere aan mekaar gesit. Toe verkoop die huis baie gou, sy laaste anker in die stad. Nou nie vir die bedrag wat hom laat voel asof hy die Powerball gewen het nie, maar as hy mooi daarmee werk, erf sy kinders dalk ook eendag iets daarvan. Stel Maritza Taylor sy dogter toe in Julie voor, terwyl hulle laaste goed by sy huis oppak, nadat hy alles aan die kinders en almal wat iets wou gehad het, uitgedeel het. Hy het net genoeg oorgehou om te stoor, vir as hy eendag by die ouete huis intrek, want die plan was mos om 'n tyd lank in sy karavaan te gaan bly, op lekker en onbekende staanplekke. Maar toe stel sy voor, pa, nou dat die huis verkoop is, kom kuier net eers vir 'n maand lank, of langer, hier by ons in Blombos. Dit sal goed wees as pa net 'n klein drukkie asem skep, en oor alles kom wat eens bekend was, en dalk nog seermaak. Hy is besig om daardeur te werk, man, hy is mos sterk, en hy is gelowig. Maar Maritza is sy oogappel, en Stef ken en hou van Blombos, soort van. Hy en sy oorlede vrou, Tisha, het gereeld daar gaan kuier, selfs nog voordat Maritza en Kevin getroud was. Vir haar en kleinseun Martin, en toe het hulle gegaan vir die troue. Hy en oorlede Tisha het by die kinders gebly vir die hele Julie vakansie, waar tydens Kevin en Maritza oor see was vir hulle witbrood. Tisha het 'n slag gehad met kinders, maar hy is nie so goed met hulle nie. En daarna was hulle daar met die tweeling laat lammetjies se geboorte, 'n seentjie en 'n dogtertjie, Tish en Stevie, broodjies wat hulle in die oond saam teruggebring het, na hulle witbrood. Dit was nogal 'n skok, nie een van hulle het 'n witbroodsbroodjie beplan nie. Maritza was al 36 en Kevin 44, en toe gebeur daar 2 van die goedjies, 2 hande vol, nie net een nie. En dit is oor hierdie 2 kleintjies, dat Stef toe wel vir Waterbobbejaan pak en besluit om te gaan kuier. Mens like mos jou kleinkinders dikwels 'n bietjie meer as jou eie kinders. Alhoewel, hy hou darm van sy eie maakseltjies ook. Waterbobbejaan is Stef se dubbelkajuit Ford bakkie, waarmee hy gewoonlik die karavaan sleep. Hy wou in die karavaan slaap, maar Maritza het geraas. Hulle dan so groot huis, hy bly in een van die 5 slaapkamers, terwyl hy daar kuier. Daai een, waaraan hy en Tisha, haar ma, moes altyd oorgebly het.
Maritza en Kevin wou nie hoor van stoorplek huur vir sy meubels nie. Hulle hou dit vir hom in die kothuis, daar langs die groot huis. En toe sy treklorry kom, rangskik sy al sy goed so mooi, dat dit vir hom skielik soos huis voel. Wel, as pa nie rondry met die karavaan nie, kom pa hier bly, het Kevin voorgestel. En as pa hier is, sal ons dit waardeer as pa ons 'n bietjie help met hierdie klomp plaasdiere wat ons mos geërf het. Ja, daar is nog 'n hele klomp, want met kleinseun Martin en Kevin se dogter Joannie, wat nou eerstejaar veearts studente is, het hierdie lekker groot hoewe mos 'n weeshuis vir donkies en allerhande ander rescue plaasdiere ook geword. Miskien kan pa die vorige ou wat hier gebly sy groentetuin daar in die oorblywende 2 tonnels ook weer aan die gang kry. Dan verskaf pa in die winkels en restaurante hier oral, verkoop uit die hand, gooi die res vir die plaasdiere en natuurlik die bestes kom na die huis toe. En met daardie woorde neuk skoonseun hom mos op sy Achillesheel, sy sagte plekkie. As hy weer iewers kan plant en met groente kan eksperimenteer, sal hy in sy element wees. Hulle kan hom in daai tonnels loslaat en van hom vergeet. Solank die 2 kleintjies net af en toe kan kom vuil word en saam modderkoekies bak. Vir korte rukkies, let wel, want gelukkig weet Maritza van beter as om van hom baba of kinderwagter te maak. Nou dat sy vrou nie meer is nie, sien hy nie kans om alleen na kinders te kyk nie. Daai was haar afdeling. Hier is in elk geval 2 ander vroue wat bereid is om agter die kleintjies aan te hardloop. Mita, wat Maritza se regterhand in die kombuis geword het, en hulle 40-jarige dogter Koko, wat nou dat haar eie kinders groot is en met haar kleinkinders op 'n ander dorp gaan staan en bly het. Sy word betaal om agter die kleintjies aan te hardloop. Sy is so gek oor hulle, sy sal dit sonder betaling ook doen, sê Mita. Stef het vir 3 aande in die huis oorgebly. Dit was lekker, die begin van sy vakansie. Daar het elke aand 'n kleintjie op sy skoot aan die slaap geraak. Dan het Maritza of Kevin hom verlos en kon hy na sy kamer toe gaan om te gaan lees. Want dit is die ander lekker ding wat hy geniet. Hy is lief vir lees. Maar as sy lig iewers in die nag nog brand, kom klim daar weer 'n kleintjie by hom in die bed. Dit was lekker, maar hy het sy deel gedoen vir volk en vaderland en die voortbestaan van die nasie en sy kleinkinders. Diedat hy toe besluit het om maandag na die naweek oor te skuif kothuis toe. Permanent. En dan wil hy iewers in die week die karavaan ook pak om vir 'n week of so weg te breek. Maar voordat hy nog kon gaan sit en padkaarte oopslaan en op die langstaan groepe gaan vra hoe sy beplanning moet werk, kom Maritza dinsdagmiddag beswaard van die skool af en sy klop aan die kothuis se deur. Kan sy pa asseblief 'n oomblik sien? Daar het 'n verskriklike krisis ontstaan. Dit is die eerste keer dat so iets gebeur het en nou voel dit asof pa gestuur is om te kom help. Enige iets, het hy met 'n bietjie huiwering gesê en teruggestaan sodat sy kan instap. Bea Verster is lus en druk die foon in haar dogter se oordood. Haar pa en ma het vir 9 jaar hier op die plaasie op Blombos gebly. 4 maande gelede kry sy 'n oproep van die 2. Hulle gaan aftree oor toe, hier op die dorp, en hy kan die plaasie probeer verkoop, maar sy weet mos dat 'n nuwe eienaar nie noodwendig sal aangaan met hulle liefdeswerk nie, het pa vir haar gesê. Die ander moontlikheid is dat sy dalk hier kan kom bly en hulle liefdeswerk verder vir hulle moet bestuur. Maar hulle 2 is nou moeg. Hulle wil iewers gaan bly waar hulle geen sorge het nie en nie oor hulle huurders hoef te worry nie. Bea neem hulle eintlik glad nie kwaadlik nie. As sy ook lankal verby 80 is soos hulle, dan is jy nie meer lus om met boorgatpompe en wie weet wat alles nog te sukkel nie. Bea moes eers self besluit of sy lus is vir daai wie weet alles nog, want pa en ma het 'n monster geskep. Kyk,
Dit is nie huurders wat daar op pa en ma se plot in die een hoek bly nie. Dit is 'n wit plakkerskamp. Mense wat tweede kanse op nuwe beginne soek. Geskeide ouers met kinders wat kom en gaan en dan praat pa met die skoolhoof wat hulle buurman is en die kinders bly op Blombos agter en gaan woon in die koshuis. Dis nie slegte mense nie, my kind. Dit is net mense wat in die nuwe Suid-Afrika nie meer die kans het wat hulle altyd gehad het nie. Ag, my kind, en daardie ou kindertjies wat hulle bring. As ma eers begin met daardie ou kindertjies, dan steek sy 'n wit warm dolk in Bea se hart, want sy kan dit self nie hanteer om kinders te sien swaar kry nie. Die dat sy toe maar teruggestad toe om te gaan bedank uit haar pos as saalsuster by 'n privaat hospitaal. Daarna is sy met haar pensioen en alles wat sy besit het, Blombos toe. Haar pa is reg, 'n nuwe eienaar sal beslis nie ook 'n hektaar van sy plaas afstaan vir 'n wit plakkerskamp nie. Sy het haar pa na ma gehelp trek en by die aftreeoord gaan installeer. En daar ontmoet sy toe vir oom Hardis, wie se seun nie hoof is van die eienaarspolisieeringsforum. En toe hy hoor dat sy en haar oorlede man polisiereserviste was in hulle jong dae, kommandeer hy haar net daarop. As sy nog haar uniform het en as sy nog in hom sal kom, maar hy dink daarom sy sal, want sy is daarom nie. Lyk nie of sy te veel gewig aangesit het oor die jare nie, maar dan moet sy daai uniform dra en hulle kom help as hulle in die aande vrywillige diens doen. Dit dwing net meer gesag af as 'n mens dit in 'n uniform doen. En so het sy haarself toe al hoe meer op plekke hier op Blombos begin nuttig maak, selfs ingeskakel by die kliniek, waar sy 2 maal per week as suster gaan diens doen. Sy is hier op Blombos en sy is gelukkig. Nou bel haar dogter uit die bloute uit Holland en vertel vir haar dat daar weer 'n moord iewers in Suid-Afrika gepleeg is. Beter moet ma die plooitjie nou maar verkoop en weer in die stad gaan bly. Of beter nog, trek by die aftreeplek in. Veral nou dat oupa en ouma nie meer daar is om te help nie. Want ja, hartseer soos wat dit met die verloop van die lewe gaan, toe is hulle 2 kort na mekaar oorlede, nie lank nadat hulle by die aftreeoord ingetrek het nie. Verbeel jou, om vanuit Holland nou vir haar wat Bea is te kom vertel, wat sy met haar lewe moet doen. Sy weet wat in die nuus aangaan, dankie, die dat sy haar nou ook oor die mense wat oupa so na aan die hart gelê het ontferm. En sy is besig hier in Suid-Afrika, en sy is nuttig, man. Maar ma is vrou alleen. Ek is nie so alleen nie. Hier bly 11 gesinne in die kampie, en ten minste is daar kindertjies, wat vir my ouma of tannie Bea sê, al is hulle nou nie my eie bloedfamilie nie. Ek praat van 'n man-ma, 'n fermant wat kan help, dat mense nie op ma se kop gaan staan en sit nie. Wel, pastoor Koos en sy vrou Matilda, wat in die ander huis daar bly en die kampie bestuur, sorg dat die dinge daar glad verloop. Hulle keur in elk geval die intrekkers en help dat die mense werk iewers kry. Hulle sit nie rond vir kwaad geld nie, en die mense sit nie op my kop nie, en niemand hier is 'n las nie. Het ma nog nooit gedink om in 'n plek te gaan woon waar ma dalk mansvriende kan ontmoet nie? Dalk weer 'n lewensmaat? Ma is nog nie eens 60 nie, dit is nog so jonk. My kind, ek dink nie eens daaraan nie. Baie dankie, maar nee, dankie. En nou moet ek gaan. Ons is besig om die badkamers en die kombuis daar in die kampie op te gradeer. Met ma se pensioen, wat moes sorg vir ma se ou dag, neem ek aan. Dan is dit waaroor dit gaan. Haar kind is bang, sy gebruik al haar geld op, en dan is sy vir haar kinders 'n las as sy oud is. Dit dat sy nie eens vir hulle gaan vertel, dat daar darm 'n paar rand van haar pa en ma ook gaan inkom nie. Buitendien is die plakkerskamp vir haar nou 'n baie interessante projek.
Sy self die laaste dag uitkykens en hoenders laat aankoop en aanstuur hiernatoe. En toe het sy 'n hoenderhok ingerig. Sy eet net so lekker saam aan die groente, wat 3 van die manne in 'n tonnel daar verbou. Koos is 'n selfgemaakte pastoor, maar sy hart is op die regte plek. Die dat Bea 'n blinde oog vir die plante met die 7 blaartjies, wat hy self geplant en versorg daar in die hoek van die tonnels. Die ander inwoners van die plakkerskamp kom meesal en dan gaan hulle weer, wanneer hulle regkom, en dan gaan woon en werk hulle op ander plekke as hulle voete gevind het. Maar as hulle hoor van mense in ellende, dan gaan haal sy hulle. As hulle jonk genoeg is om te werk, dan sal Koos vir hulle gaan werk vind iewers. Hulle het 'n spesiale akkoord met die mense wat die privaat skool daar op die dorp het. Die kinders van hierdie kamp betaal nie om in Blombos se skooltjie geskool te word nie. En Koos skryf vir die kinders se ouers werk, soms op die plaas in die omgewing, en dan woon die kinders hier in die koshuis. Gratis, want Kevin Taylor sê, dit is sy familie se tiende. Kevin se vroukie hou vir die kleuterskool, met die, dat die 2 van hulle mos nou weer van vooraf moes begin het, met 'n laatlam tweeling kindertjies. Ag, die ou goetjies is nou 3 jaar oud, en Maritza het ook nie 'n probleem as die kindertjies van die plakkerskamp oor naweke partykeer daai kant toe stap om met die diere daar te gaan speel nie. Hulle ouers moet asseblief verkieslik net by wees, want daar is damme, of hulle moet weet waar die kinders is en gereelde oog kom gooi. Maar as die son sak, moet die kinders in hulle eie huise by hulle eie pa of ma wees. Op die oomblik woon daar 3 geskeide ma's en 'n pa, en tussen hulle 4 is daar 9 kinders. Koos en Matilda het vir al die vroue werk gekry. Een as 'n soort admin en sekretaresse by die skool. Nog een help vir Maritza om na die babietjies te kyk, en nommer 3 help kook en bak by die aftreeoord. Die man hou toesig oor die bouwerk van die ablisieblok en kombuis, en Bea het vir hom haar pa se ou bakkie geleen om mee goed aan te ry vir die bouery. Dit is vir haar wonderlik om te sien hoe elkeen van hulle die kans op 'n tweede kans aangegryp het. Die meisies, die vrouens, is mooi en jonk, en hopelik is daar in die toekoms vir hulle elkeen weer 'n maat. Dit lyk hoeka asof die pa van die 3 en die vroukie by die skool in 'n romantiese verhouding met mekaar kan wees. Kyk, Bea was self mooi toe sy jonk was. Party van die manne in hulle 40s, 50s en 60s sê nou nog dat sy steeds vir hulle mooi is, al is haar donker hare nou plek grys. Toe sy verpleeg het, het sy daardie hare in 'n stywe bolla vasgemaak, maar nou dra sy dit los, of in 'n poniestert sommer so hoog op haar kop. Haar man het nogal van daai poniestert van haar gehou as sy dit so gedra het. Hy het van haar gehou, meeste van die tyd, en hulle was so gewoond aan mekaar, dat sy nooit eens meer gebodder het met grimering of opgesmiktheid nie. Sy sal nooit weer 'n man soos hy kry nie. Hulle was 2 diamante wat mekaar geslyp het en presies by mekaar gepas het. As sy nie 'n man kry wat haar by haar pas nie, dan moet hy liewer wegbly. Of nee, sy sal nie eers aan so iets dink nie. Wel, as jy geraai het dat Bea die heldin is, vir wie Stef Horak eers gaan kwaad wees en later oorgaan gaga raak, dan kry jy nou 'n sterretjie op jou voorkop. Maar hoe gaan ons die 2 by mekaar kry, want nie een van hulle soek mos kastig weer 'n maat nie. Buitendien, sy is so besig met haar mensprojek, sy kan haarself nie draai nie. Met die plakkerskamp, by die kliniek, en soms wanneer sy haar polisiereservis uniform weer aantrek, en saam met Hardes en die span van die polisie die dorp probeer veilig hou, met vreemde en deur mekaar uniforms van allerhande plekke. En Stef is so onsosiaal, dat hy niemand wil sien nie.
veral nie vroumense nie. Hy mind sy eie besigheid, en nou is hy van plan om voor die naweek karavan te pak en pad te vat. Maar, helaas, dit is die naweek van die fees. Nie by Blombos nie. Nee, die klassieke musiekfees gebeur op 'n dorpie nie ver van hier af nie. En die skool se hele personeel is blykbaar genooi, want hulle koor neem deel. Daar is selfs slaapplek in die hotel op die dorp gereël, en dit is betaal deur een van die welgestelde boere, wie se dogter die volgende Mimi Koortse kan wees, as AI haar nie uit die besigheid gaan sit nie. En toe reël iemand om hulle met 'n bus daarna toe aan te ry, sodat hulle kan geesvang en span bou. Die skool het dit nodig. Pa, kom staan Maritza, en Papi Dog Eye daar voor hom by sy deur. Nee, dankie, ek gaan nie saam nie, ek het ander planne vir die naweek, maar geniet julle self, sê Stef. Dit is nie wat ek vir pa wil vra nie. Maritza vlei haar teen hom vas, en Stef voel hoe die eerste linie van selfverdediging begin krammel. Hierdie kind van hom is sy oogappel. Ek het nie gedink, ek sal dit ooit doen nie, pa, want ek wil nie dat pa moet dink dat ons van pa gaan misbruik maak nie. En as pa nie toevallig nou hier aangekom het nie, sou ek seker maar moes by die huis bly. Stef weet iets gaan hom tref, maar hy verstaan nog nie wat nie. Hy vra, kom tot die punt, Maritza. Pa, sal pa asseblief vir ons die kinders oppas die naweek? Kyk, Mita gaan ook hier wees en Koekoe, so voor pa nee sê, en dit is net van Saterdagoggend af, Saterdag aand, en dan Sondagoggend vroeg, of ook seker so tot om en by 11 uur, want dan sal ons terug wees. Maar ek los hulle nie as pa nie, hier is nie. Dit is die eerste keer dat ons so iets wil doen, en as dit van my afhang, sal dit ook die laaste keer wees. O, dit, die kleinkies. Ag, maar natuurlijk sal ek het doen, Maritza. Was dit nou regtig so moeilik vir jou om vir my te vra? Nee, pa, dit was die maklike deel. Want sien, die ding is nou so. Dit is nie net die tweeling nie. Daar is 4 onderwysers met klein kindertjies, en ek het aangebied dat hulle die kinders hier kom los vir die naweek, by Mita en Koekoe en by pa. Maar as pa nie kan sê nie, dan sal ek maar bly. Stef frons diep. Dit, Maritza, is heeltemal 'n perd van 'n ander kleur. Ek weet nie of ek die verantwoordelikheid vir ander mense se kinders wil neem nie. Kyk as jou ma nog hier was. Maritza se oë skiet vol trane. Ja, pa, as ma nog hier was. Maar toe maar, pa, dit is reg, dan sal ek maar bly. Ag nee, die kind moet nou net nie hier voor hom gaan staan en huil nie. Hoeveel kinders is daar? Vra Stef. En sal hulle ouers tevrede wees met die reëling? 13 pa, as almal kom, ons tweeling daarby ingesluit, en as die ouers, en al die ouers is dit eens, hulle sal die kinders net los, as pa bereid is om te help kyk. Daar is 5 dogtertjies en 8 seentjies. Ek en die maas en Mita sal sorg dat die kos en middagetes reg is, sommer hotdogs en vrugtesap. En dan maak ons 'n groot pot spaghetti bolognese en hulle kan melk daarby drink vir aandete. Dit is nie asof pa hoef kinders op te pas of hulle hoef te bad nie. Kyk, Mita en Koekoe sal die dogtertjies en vir Stevie bad. Die ander seuns is daarom 'n klein bietjie ouer. Hulle kan in die groot badkamer gaan stort of bad, en as pa net sal kyk het hulle nie gly of mors in die badkamer nie. En dan kan ek hele klomp van hulle in die boonste kamer gaan neerval en slaap. Miskien eers bietjie TV kyk. Die hulle bring almal slaapsakkies en matrasse saam. Stef oorweeg dit om vir Maritza te sê, "Shucks man,
Daar onthou hy mos nou net, dat hy klaar met ou Nigel gereël het, dat hulle om donderdag in Nelspruit by die karavaanpark kry. Amper was dit by die een oor in en by die ander oor uit, op sy ouderdom vergete mens. Nie 'n goeie ouderdom om na kinders te kyk nie, amper 60 hoor, net nou vergeet hy om vir hulle kos te gee of so iets. 60 is jonk, as jou kleinkinders 18 is, maar as jou kleinkinders 3 jaar oud is, dan is 60 'n krisis. Hy sou graag wil help, maar daar gat hy toe na al die tyd. As sy foon net sal piep, dan kan hy maak asof daar die WhatsApp boodskap nou net ingekom het. Maar Maritza het nie genade met hom nie, en sy vra so mooi. Pa, dit is nie asof pa dit alleen gaan doen nie. Mita en Kuku ken die kinders. En die twee vroue is baie verantwoordelik, en as dit moet, kan Samuel ook kom help. Maar hulle 3 is nie jou ma nie, dink Stef opstandig. En daar hoor hy, jou vraggies waar, hoe sy eie stem antwoord. Is reg my kind, moenie bekommerd wees nie, ek sal dit vir jou en vir Kevin doen. Skryf net al die noodnommers op die yskas. Dis 'n klein dingetjie man, eendag in sy lewe, maan hy homself. Stef het al groter krisis as dit hanteer. Maar soos wat die naweek naderkom, raak het al hoe meer van 'n berg vir hom. Hy weet al hoe meer, hy gaan hierdie ding nie sommer oorleef nie. Maritza moet die noodnommers vir Mita en Kuku ook gee, vir as hy dalk self dood neerslaat, van senuwee wrakkigheid. Ai, as sy vrou Tisha net hier was om te help, oumas is soveel beter met die soort ding as oupas. Saterdagoggend kom, en die klomp met hulle kinders kom aan, en Stef word formeel aan elkeen voorgestel. Hy skud al wat 'n blad is, selfs die van die kinders. Maar hoe op die aarde gaan hy 11 kinders, almal onder 7 se name onthou? Nee, 13. Hy onthou daarom sy eie. Hoe doen onderwysers dit? Pa, hou op om senuweeagtig te wees. Pa gaan okay wees, sê Kevin. Ek is baie trots op pa, het verskriklik dankie. Maritza drink hom. Kevin draai om en stap blindelings bus toe, want sy 2 kleintjies klou en huil aan oupa se bene vas. Hulle wil eintlik nie agterbly nie, hulle wil saam met pappa en mamma gaan. Dis die eerste keer in hulle lewetjies wat hulle iewers gelos word. Stef troos en sê, kom, ons gaan skattejag agter die huis. Hy het die ding sien kom, die dat hy al donderdag gaan sweetie pakkies en chips koop het op die dorp. Mita, Kuku en die wat self kan loop, stroom agter hom aan. Hy het 'n kind onder elke arm. Hy laat hulle sit en toe sluit hy sy eie woonplekkie oop en gaan haal die groot sak met sweeties, koekies, chips en koeldrankies uit. En terwyl die klompie besig raak met die eetgoed, hoor hy hoe die bus aan die ander kant vertrek. Hy gaan sit saam met die spul in die konynhok en Mita en Kuku keer dat die klompie van die eendedam af wegbly. Etenstyd tree Stef die kinders bymekaar en marcheer hulle kombuis toe. Hy beveel, sit! Hulle sit en soos wat Mita die goed maak, deel hy warm brakke uit. Ongeveer 100 van hulle, voel Stef naderhand, en elke keer is daar nog 'n handjie wat uitsteek en nog enetjie vat. Mita slat die hotdogs aan mekaar en Stef gee aan, en liters vrugtesap in plastiek koppies. Daarna maak lê hy hulle in die onderste TV-kamer. Hulle moet 'n middagslaapie vang, hy wys 'n vinger. Maar almal slaap blykbaar nie meer in die middag nie. Vertel van die groter seentjies hom. Hulle wil TV kyk oom oupa. Die sit hy toe nou maar Lion King vir die kinders op. En van die kinders begin later huil. Die hyenas maak hulle bang. Toe sit hy die fliek op van die hondjies wat 'n vliegtuig skaak.
En daar beland die helfte van die kinders oor en op hom, op die bank en op die stoel. Die vliegtuig is aan die brand en dreig om te val. Die kinders voel hulle gaan veiliger wees as daar 'n oom oupa onder hulle is as daai vliegtuig val. Later kom gee Samuel, Mita se man, vir die diere kos in die agterplaas en die kinders hardloop uit, hulle gaan help voer. En Stef keer vir Donkie Tande, wat kinders saam met wortels wil knibbel. En hy haal sy eie klein dogter uit 'n modderige, slykerige watertrog. Genigtig, hy sal homself nooit vergewe as die kind in 10 centimeter vuil water verdrink het nie. Maritza bel so tussendeur. Koop hy? Vra sy. Ja, hy doen, brom hy en voeg by. Geniet julle self. Ek het al 20 hierdie kinders onder beheer. Pa, daar is 13 kinders. Nee, hier is 20. Ek sweer vir jou. Sak, pa, sy lag maar net, dink mos hy oordryf. Uiteindelik breek 6 uur aan, bad tyd. Stef jaag die klomp op boontoe. Koeko tap vir die meisiekinders se bad. Sy en Mita hanteer hulle. Stef kommandeer vir Samuel op om in die hoek te gaan sit en help oog hou oor die seentjies waar hulle stort. Die badkamer is in 'n skaatsbaan omskep en toe moet hulle afdroog. Hulle trek na die tyd jamies aan. Nie al die kleintjies het jamies saamgebring nie. Daarom trek hulle maar weer vir daai kinders vandag se klere aan. Maar ten minste is die spul nou gebad en gestorm en dit is al wat saak maak. Stef en Samuel help om die spul weer teen die trappe af te kry en gaan maak hulle weer sit in die onderste TV-kamer. In die kombuis pak die vroue plastiek bakkies en nepels uit. Hulle maak die pot met spaghetti effens warm en begin skep. Nie te warm nie, die kinders moet nie brand nie. Stef skink melk in 15 bekers wat Maritza reg gesit het. Maar die bekers is nie genoeg nie. Hy gaan soek nog onder die kas en vind darm bakkies en bekers daar en hulle skep en skink. Dit is soos die weduwee se kruik of die visies en die broodjies in die Bybelse tyd wat Jesus gebreek het. Dit hou net nie op nie. Wanneer die laaste een se bordjie leeg is, marcheer Stef die spul weer teen die trappe op. Samuel gaan huis toe. Hy sê hy is nou gataan. Hy moet loop lê. Is reg, rustige nag ou mater, sê Stef. Die kinders word weer opgedeel. Meisiekinders gaan saam met Koeko in daardie kamer, wys Stef. En seentjies, julle gaan daai kant, julle gaan slaap daar saam met Mita. Maar oom, sê een seentjie, ek en my sussie. Niksige maar nie, sê Stef ferm. Hier maak julle, soos wat ek sê, daai kant toe Boeta. Dit was nog hulle gestoei, maar uiteindelik is almal waar hulle moet wees en breek die oomblik van rustigheid vir Stef aan. Stef se werk vir die dag is oor en verby. Nou moet hy nog net deur die nag kom, met die dat hy vir Maritza beloof het om sommer hier onder in die TV-kamer op die bank te slaap. Hy het in elk geval al vroeër sy kussings en stopkomberse hier kom neersit. Hy sal gaan stort en kom inkruip sodra die huis uiteindelik doodstil en bedaar is. Intussen sluit hy eers al die deure. Was dit nou so erg? Vra hy homself af nadat hy gestort het. Ja, inderdaad was dit nie net erg nie, dit was erger. Ish, sy moet hom nooit weer vra om so iets te doen nie. Toe gaan haal Stef vir hom 'n bier uit sy skoonseun se yskas. Hy skakel die TV aan en begin soek vir 'n fliek of 'n reeks op Netflix om na te kyk. Daar lê 'n lang nag vir hom voor. Maar skaars kry sy sit of 'n beweging deurbo by die trappe trek sy aandag. 3 kindertjies wat so waar van bo af afgesluip kom en mik vir die voordeur. En dit was een van die belangrikste opdragte van Maritza en Kevin. Deure word 7 uur gesluit en niemand word daarna in of uitgelaat nie. Stef staan ferm op. Hy sit sy bier neer en beduie.
No ways, nee. Op is dit met julle kamer toe, slaaptyd. Niemand mag hier uitgaan nie. Kyk, dit is donker daar buite. Maar oom, my pappa gaan my soek. Boetie en kindertjies, julle pappas en mammas is nie vanaand op die dorp nie. Hulle is by die musiekfees. So gaan slaap. Dit is net een slaapie. As julle oogies môre oopmaak, eet ons die pap en dan is dit 'n kort rukkie, dan is almal se pappas en mammas weer terug. Die kinders draai bedremmeld om en klip met hangskouers teen die trappe op. Stef kan nie help om jammer vir hulle te voel nie. Hy kan net raai dat sulke klein mensies eerder in hulle eie huise sou wou wees, toe die son gesak het. Nie lang daarna nie, of nog 'n kind, die keer 'n parmantige dogtertjie, kom ook so half sluipend teen die trappe af. Ek moet na my mamma toe gaan, sê sy en wys 'n streng vinger. Mamma gaan baie kwaad wees vir my. Nee, Poppielap, julle bly vanaand net hier by die oom. Almal wat hier is, se pappas en mammas is by daardie musiekfees. So gaan op, gaan klim onder jou kombersie in en slaap. Is nie oom, oupa, my mamma is by die huis en sy wag vir my. Wat is jou naam, my kind? Vra Stef. Liesbeth, oom. Nou Liesbeth, my kind, kyk by daardie venster uit. Sien jy dat dit donker is buite? Ek kan jou eenvoudig nie hier laat uitgaan nie. Hy wil sê net nou vang die wolwe jou, soos vir Rooikappertjie. Maar wat doen hy as hy ophardloop en vir al die kinders gaan vertel dat Rooikappie se wolf hier buite vir hulle wag? Daarom sê hy maar net, stap nou soet op en gaan slaap by Koeko. En as jy môre wakker word en jou oogies uitvee en klaappap geëet het, dan is die bus hier. Die dogtertjie stap op, maar sy gaan sit nie by in die kamer waar sy met die dogtertjies moet gaan slaap nie. Sy gaan sit daarbo op die punt van die trappe en gee sulke droë snikke om hom te irriteer. En tussendeur hoor hy boonop woorde soos, mamma gaan hom slaan en die polisie gaan die oom kom vat en vir altyd toesluit. So lyk stank verdank, besluit Stef, totdat daar teen 9 uur 'n klop aan die deur is. En waaragtig, toe hy deur die gaatjie van die deur loer, staan daar 'n dame in 'n polisie-uniform voor die deur. Wat the hell, kom het by hom op, het daar iets met die bus en met sy dogter en haar man gebeur? Hy pluk die deur oop en is so verskrik deur die moontlikheid van slegte nuus wat kom, dat hy net vra, wat gaan aan? Is meneer en mevrou Taylor hier? Vra die vrou. Agter haar staan nog 'n man in uniform en 'n paar ander koddige ouens met vreemde kamoufleerdrag. Daar is ook 'n paar dames en 'n man in siviele drag. Nee, dankie tog, as sy na sy kinders vra, dan bring sy daarom nie slegte tyding oor hulle nie. En toe skril daai kleintjie van daarbo af, Oumie Bea, mamma! Liesbeth, wat maak julle klomp kleintjies hier in die groot huis? Julle weet mos julle moet voor donker by ons huis wees. Maar ons wou lankal huis toe gaan, maar hierdie oom wil ons nie laat uitkom nie. En so bondel daar nog 4 klein goed uit ander kamers. Hy het vir ons kos gegee, toe het ons vir die diere gaan kos gee, toe het ons weer geëet, toe het hy ons almal laat bad, en toe ons verloop, toe sluit hy die deur dat ons nie kan uitkom nie. En hy het gesê, môre kom 'n bus, dan gaan hulle ons seker hier wegry, snik die kleintjie wat daarbo by die trappe gesit en huil het. Toe wys hy 'n beskuldigde vinger. Die oom het ook vir ons sweeties gegee en ons het dit geëet. Jammer mamma, ek weet ons mag nie sweeties by vreemde ooms vat nie. O my liewe aarde, dit raak by die oomblik meer verkeerd, besef Stef, toe die vrou in die uniform vra. Hoeveel kinders het jy hier bymekaar gemaak, meneer? Wat is jy? 'n pedofiel of 'n human trafficker of wat se ding?
Nee man, ek is net 'n oupa. 'n Oupa! En jy vang sulke goed aan. Skaam jou. Wat is jou naam? Stef Horak. Meneer Horak, nou waar is die skoolhoof en sy vrou? Hoe het jy van hulle ontslaag geraak? O, ek het hulle vermoor en in 'n vlak graf gegooi, spot hy. Nou het ek genoeg gehoor, hande by mekaar, gebied die mooi kwaai vrou dametjie in die polisie uniform, en toe hy sy hande voor hom uithou, sluit haar boeie om sy polse. Hey, wag 'n bietjie, dit was net 'n grap, keer Stef. Op ons dorp is so iets nie 'n grap nie, meneer Horak. O, gits, ja, onthou hy mos nou weer van die geskiedenis van die dorp en die posmeter wat sulke verskriklike goed aan kinders gedoen het. Maar het is te laat, sy polse is in boeie. Hy begin hartstogtelik verduidelik. Luister dame, sergeant, wat jy ook al is, dit is alles regtig net 'n misverstand. Julle geliefde skoolhoof is my skoonseun en sy vrou Maritsa is my dogter. Die kinders wat hier is hulle vriende en kollegas by die skoolsin, almal met die ouers se toestemming, behalwe, hy kyk die kinders daar buite en toe roep hy uit, Mita, Kuku, kom help asseblief hier. Kuku kom van bo af. Ek het gewonder wat gaan aan. Sien, daar is die kinders wat saam met hulle se mense daar by mevrou Bea se plek bly. Hulle kuier wel party Saterdag hier vir kort rukkies, maar toe hulle bly vir etes en aandete in saam bad, toe dink ek, hulle se mense is ook daar na die musiek toe, sê Kuku. En toe is Mita ook by. Ag nee man, maak los vir meneer. Meneer Stef is my mevrou Maritsa se eie paakie. Ek wou nie na die bloody spul kyk nie. Ek het geweet die gaan moeilikheid kom, brom Stef, en hou sy hande na Bea toe uit. Kom aan, maak my los asseblief. Nee, absoluut nie. Ons soek al van 6 uur af na hierdie verlore kinders. Ontvoering is 'n baie ernstige saak, meneer Horak. Maar dit is nie ontvoering nie. Dit is duidelik net 'n misverstand. Ek kan nie na die kinders wat hier moet wees se gesigte onthou nie, was 'n groot klomp. En toe dit donker word, toe ek net besef ek kan die klomp nie in die donker uitlaat nie. Ek is jammer, ek wou net help, ek wou keer dat iets met hulle gebeur. Die vrou draai na die kinders, sy vra, het die oom een van julle seer gemaak? Nee, hy het net vir ons sweeties gegee. Die man in die uniform daar by hulle sê, Tannie Bea man, dit is bloody laat, die kinders is ongedeerd. Laat hulle nou huis toe gaan saam met hulle ouers, en ek moet 'n slag terugkom by die stasie. Dis reg, gaan julle dan maar ek wil net eers seker maak dat hier niks ongeryps aan die gang is nie. En daar stap almal weg, en Stef is nog steeds in boeie. Hy vra weer, dame, sal jy my asseblief nou lossluit? Nee, ek sal nie. Nie voor ek nie self met Maritsa of Kevin gepraat het nie. Die vrou haal haar selfoon uit en daar soek sy deur die kontakte en sy bel. Mevrou Bea, probeer Kuku, maar die vroukie skud net haar kop en wys sy moet stil bly. Hierdie is my plig en jy en Mita gaan sorg dat die kinders veilig is daarbo. As dit moet, dan sluit julle die kamer se deure. In die lewe, steun Stef en gaan sit op die bank waar sy bier mos op die tafeltjie wag. Toe tel hy dit met albei hande op en bring dit na sy mond toe. Ek sou nou graag vir jou ook iets te drinke wou aanbied, dame, maar nou is jy in uniform en my hande is mos vasgebind deur jou. Hulle antwoord nie die foon nie, antwoord die mooi vrou, en gleer hom aan, asof hy, die skoolhoof en sy vrou se selfone, saam met hulle in daardie vlak graf gegooi het. Hulle sal nie antwoord nie, ek sê mos vir jou, hulle sit in 'n konsertsaal en luister na klassieke musiek en koorlede wat sing, hulle is by die musiekfees.
Hy tel sy hande weer gesamentlik op en drink nog 'n slukkie uit sy bottel. Deur te sit en suip, gaan beslis nie jou saak versag nie, meneer, dreig die vrou en gaan sit waar sy hom kan dophou. Net toe roep daar 'n stemmetjie van bo af, "Oupa!" En daar kom klein Tish versigtig reëlings langs af, soos wat mamma haar geleer het. Stef sit sy bier neer. Hy lig sy arms op, sodat die dogtertjie op sy skoot kan klim, onder die boeie deur. Toe laat sak hy sy arms weer en koester haar teen sy lyf, waar sy feitelik onmiddellik aan die slaap raak. En toe hy daarna opkyk om te sien of die polisiedame enigiets daaroor te sê gaan hê, voel hy hoe sy die boeie van sy polse af los sluit. "Wil jy haar na haar bedjie gaan neerlê?" vra die vrou. Daar is skielik die sagste en mooiste glimlag om haar mond. "Ja, miskien moet ek dit maar eers doen." Hy staan op en stap met Tishie teen sy lyf teen die trappe op en gaan sit haar na bed. Wanneer hy terugkom, wag die vrou by die voordeur. Sy is reg om te loop, maar voordat sy omdraai, bars sy uit van die lag. "Dan is jy so waar, Maritza se pa en die kinders se oupa. Ek is jammer oor die misverstand, meneer Horak, maar toe die kinders nie son onder by hulle huis is nie, het die ma's hysteries by my kom soek na hulle. Toe het ons die mense opgaan kommandeer en begin rondvra en rondgebel, spoor gesny, uiteindelik tot hier. Jy weet, ons dorpie het mos 'n bietjie van 'n nare geskiedenis met die posmeester." "Ek het daardie storie gehoor," antwoord hy, "maar miskien wil jy vir my weer vertel, terwyl ek vir ons gaan koffie maak, want ek sal nie 'n polisiebeampte in 'n uniform met alkohol probeer verlei nie." "Ag, ek is seker jy wil nie weer daardie storie hoor nie, meneer Horak. Dit was mos in elke koerant en oor sosiale media," keer sy. "Terloops, my naam is Bea, en ek is Stef, en jy is reg, ek wil absoluut nie weer daardie storie hoor nie, maar ek wil nog steeds vir jou koffie maak, as dit regs met jou, Bea." "Dan bly ek beslis vir koffie, Stef," antwoord sy. En toe sy eers gaan sit, kom hulle agter dat hulle gesels nie van plan is om op te droog nie. Bea wil weet wat Stef op die dorp kom doen. Hy begin vertel dat hy nou in die kothuis bly en groente gaan kweek in die 2 tonnels. Hy was by die proefplaas van die universiteit. Hulle het tot met hydroponics geëxperimenteer. "Wow, dit is baie interessant. Sal hy nie die mense wat daar by haar in die plakkersklank bly, kom touwys maak met daardie tegniek nie?" "Natuurlik sal hy, sommer oor hoenders en varkboerdery ook, skape dalk. Hy sal hulle leer om die plek soos 'n kibbutz te bestuur. Hy het nog altyd gehou van so iets. Selfbeskikking vir die mense van ons volk. Dit is die antwoord," sê hy. En dit lyk asof het reguit na haar kraal toe gaan. "Kamp sy?" vra hy. "Ja, baie graag, maar intussen woon daar nou mense en my oorlede man se karavaan. Ek het dit vir mense gegee om in te bly, daar was nie genoeg huisies nie." "Wel, dit is nie 'n probleem nie. Ek het darm 'n karavaan," sê hy. "Nog koffie?" vra hy. "As sy nog koffie drink, slaap sy nooit," sê sy. Wel, hy gaan in elk geval nie slaap voordat die ouers van die klomp terug is en hy eers weer in sy eie bed kan gaan klim nie. En daar deurnag die 2 van hulle saam. En dit was die begin van alles. Dinge wat vinnig afgeskop het, maar hulle het nie lank gewag voordat hulle die knoop ook deurgehaak het nie. Op hierdie ouderdom sien jy 'n diamant met die regte fasette en kurwes wat jou eie diamant aanvul onmiddellik raak. Daar is dalk nie meer genoeg tyd oor om mekaar te slyp nie. So as jy een sien wat vir jou gaan werk, dan sit jy dadelik boeie om sy polse of giet dit in 'n ring om aan haar vinger te sit. En dit is die storie van Stef en Bea. Dankie dat jy saam geluister het. Onthou op die kanaal Liefdesverhale en Stories #audioboeke
Afrikaanse liefdesverhale en stories. #audioboeke onder die snitlys. Korter liefdesstories, is daar vele ander soos hierdie. So dankie, subscribe en word deel van ons kanaal en ons gemeenskap.